Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, het nou so vinnige videoetjie gesien van winkels in Italië. Nou ja, om sulke video's te verifieer is bykans onmoontlik. Behalwe soos wat ons nou gekry het met Australië, waar ons suidlanders van Australië vir my laat weet het in die vorige video dat daar nog nie amptelik Grendelstaat in Australië toegepas word nie, alhoewel 'n ekonoom soos Shane Oliver gesê het dat dit waarskynlik kan gebeur en ingestel kan word, as ook ander ekonome en soos die artikel het beskryf uit Australië uit other experts wat maar net voorsien dat daar, so ek vra verskoning vir die vorige video, as ek dit dalk dan as amptelik voorgestel het, vra ek verskoning daarvoor, maar dit is belangrik dat ons onthou wat is die doel van 'n brandwag. Want ek sien as mense wat sê, en is 'n ou beskuldiging wat teen suidlanders ingebring word, is dat ons veroorsaak en saai paniek. Kom ek vertel vir u wat is paniek. Paniek is daai video wat ons nou in die begin gesien het, waar mense nou oor mekaar strompel om iets te gekoop te kry in 'n winkel. En die rakke kan en gaan sou hierdie energie situasie met Iran en in die Midde-Ooste met Amerika en die Israelies voortduur, en soos ek vir in die vorige video gesê het, vorige video's, dat dit is half 'n skaakmat situasie, waar Iran gaan nie ophou nie, wil nie ophou, as daar nie 'n wesenlike verandering, nie net 'n skietstaking sal plaasvind nie, maar 'n terugkeer of 'n keer na 'n situasie waar daar nie 'n oorlogswaard, soos Iran dit noem, heeltyd oor hulle kop hang nie. Hulle wil 'n wesenlike verandering sien. Amerikaanse troepe wat onttrek en alles daarmee saam. So ek gaan nie op alles inwy nie, maar die kort en die lank van dit is dat hierdie situasie gaan nie gou verander nie. Hier is 'n skaakmat situasie. Die Amerikaners en die Israelies gaan nie doen wat die Iranese wil vra en hê om hulle sekuriteit te waarborg of te verseker nie, en die Iranese gaan dan daarmee saam ook nie onderhandel, as dit nie die vooruitsig is nie. Wat vir ons dan sê in kort, hierdie energie situasie is hier om dalk langer te bly as 'n korttermyn, dalk meer medium en selfs lank. Wat voedseltekorte sal tot teweeg bring, geweldige inflasiesyfers en alles daarmee saam. Maar om terug te kom na die beskuldiging van paniek. Dit is juis 'n brandwag se werk, is om nie paniek te sy. Dis nie paniek. Kom ek vertel vir u wat is paniek. Wat is paniek? Paniek is wanneer 'n vrou soos in COVID-tyd nie baba formule, blik melkpoeier in haar kas het as gevolg van die Grendelstaat en is daar nie beskikbaar in die naaste apteek en daarmee saam, en daai arme babietjie skree dag en nag. Want nou moet daai babietjie gewone beesmelk drink of melk of gewone poeiermelk en is krampe, en dit is paniek. Glo my, wanneer so 'n babietjie skree vir 'n ma, voel sy die wêreld wil op haar duie stort. Dit is paniek. Dit is paniek wanneer mense lang toue, honderde meters toue, gestaan het by 'n makro, by kettingwinkels, wêreldwyd en in Suid-Afrika. Dit is paniek wanneer die een vrou die ander vrou slaan op 'n ligte noot met 'n sak toiletpapier. Dit is paniek. So ons moet baie mooi onderskei hier. 'n Brandwag kom en saai nie paniek nie. 'n Brandwag kom en sê, hier's 'n gevaar wat dreig. Hier's 'n potensieel van 'n gevaar of 'n scenario wat gaan afspeel. In hierdie Grendel scenario, as ons kan terugkom na hom toe, dit wat Shane Oliver in Australië met ander kundiges, experts soos hulle die woord gebruik, waarskyn sê hulle sal waarskynlik in 'n Grendelstaat moet ingaan. En dan is dit 'n brandwag se werk om te sê, luister, hier's nou die potensiaal van so Grendelstaat. En natuurlik dan wêreldwyd. Ons sien in Italië hoe daar klaar op rakke 'n waarneming gemaak kan word. En dit is net logies. Hier is natuurlik alles logies. En ook in ander lande oor die wêreld. Ons sal vir u 'n video speel so terwyl ek gesels en artikels terwyl ek so gesels. So dit is logika. Nou om dan vir iemand te sê, dis soos wanneer dit gaan reën. As ek vir jou sê,
kom ons sê, ek kuier by jou aan huis, en ek sê vir jou, jong, die weervoorspelling sê, dit gaan baie reën vandag. Gaan jy in 'n paniek in? Nee, jy was miskien nie lus vir die reën nie, maar, by wyse van voorbeeld, maar, jy slaan nie 'n paniek nie, jy gaan haal 'n reënjas uit jou kas uit, jy gaan haal 'n sambreel uit jou kas uit, en jy gaan die dag tegemoet, en wanneer dit reën, slaan jy jou sambreel oop, en daar reën jy nie nat nie, of jy trek jou reënjas aan, en daar reën jy nie nat nie. Maar wanneer ek jou nie sou waarsku nie, ek het nou gesien op my applikasie, dat daar is nou reën voorspel van vandag, maar ek sê dit nie vir jou nie, jy haal nie jou reënjas uit die kas uit nie, jy haal nie 'n sambreel uit die kas uit nie, en jy gaan die dag tegemoet, en daar begin dit stortreën. Nou slaan jy paniek, soek die naaste dak, bly in die motor sit, wat ook al die toestand dan is. Dit is paniek. En hierdie energie, om te waarsku teen die gevare en die risiko's, dis nie paniek nie. Paniek is, wanneer daai vrou die waarskuwing nie gekry het nie, dat hier 'n potensiële grendelstaat toegepas gaan word nie, en sy, of 'n vrou, want COVID is nou al 'n hele klompe jare terug, daardie babietjie is nou al 6-7 jaar oud, so hoe dit ook al sy, daar 'n vrou vandag, wat nie vir daai ekstra, daai bykomende blik formule het, wat die babietjie se maagie aan gewoond is, daar in die kas sit nie. Daai bykomende een, daai voorraad een. Sy koop maar normaal, gaan apteek toe koop, of gaan Pick n Pay, Checkers, maar as sy nou môre, as gevolg van die energietoestand, nie daai formule blik nie, weet jy hoe dankbaar is sy, en dan sy nie in paniek nie. As hierdie waarskuwing nie gerig was nie, verval sy in 'n paniek, want daai babietjie hou nie op skree nie. Inteendeel, party babietjies skree hulle tot hulle 'n breek ontwikkel op die maagie, as gevolg van aanhoudende skree. Ek weet van 'n babietjie wat dit oorgekom het, van so aanhou skree, en aanhou krampe op die maagie, as gevolg van verkeerde melk wat ingeneem word. Dit is paniek. Dis nie paniek om voor die tyd te waarsku nie. Dit kan vir u miskien onaangenaam klink. U wou miskien vandag by wyse van voorbeeld uitgegaan het in 'n sonnige dag en saam met die gesin dalk in 'n park gaan sit het op 'n kombers en 'n bietjie tyd spandeer met u gesinslede, en nou gaan dit reën. So ja, dis nou in die kleine, né? Maar dis by wyse van vergelyking. So niemand van ons wil hoor, ons gaan dalk weer 'n grendelstaat ingaan nie. Niemand van ons wil dink dat ons gaan dalk dit en dit soos 'n vorige grendelstaat nie meer kry nie. Dalk op 'n langer termyn, want hierdie energie tas en raak en beïnvloed die produksielyne van produkte. Hier word fabrieke aan die brand geskiet. Hier word raffinaderye eerstens aan die brand geskiet, en dan die fabrieke wat daar die energie nodig het, gaan nou nie meer optimaal funksioneer nie. So daar gaan tekorte begin kom. Dis logika. Dis weer, kom ons bel vir logika. So ek wil net weer sê, ek is jammer dat ek het dalk so oorgedra dat daar amptelik en offisieel 'n grendelstaat in Australië is. Daar's nie 'n offisiële een nie, hoewel deur kenners word daar nou baie sterk bespiegel, baie sterk amper voorgestel dat daar 'n grendelstaat ingestel moet word. Wat te verstaane is, maar dit gaan sekere tekorte veroorsaak. En ek het vir u die eenvoudige voorbeeld gegee van 'n ma met 'n babietjie wat nie die regte melk in die kas het nie. En dit sal vir my die moeite werd wees om al hierdie verguising, al hierdie aanvalle, al hierdie vals beskuldigings te dra, as ek dit so kan sê, as ek weet van een babietjie wat as gevolg van hierdie waarskuwing nie 'n breekie gehuil het, omdat daar nie 'n voorraadblik baba formule in die kas was nie, is dit vir my die moeite werd om daardie vrag te dra. Ek dra dit met eer, as ek dit maar so kan sê. Ek dra dit met, ek wil nie sê trots nie, ek dra dit met dankbaarheid, is my 'n beter woord. Trots is arrogant, hoogmoedig, en dit is nie aanvaarbaar nie. Ek dra dit met dankbaarheid. So, ek wil maar net hierdie video gemaak het
om net vir u dan op die paniekdeel te sê. Dis paniek wanneer jy nie voortydig gewaarsku word deur 'n brandwag, iemand nie, en jy dan nie jouself voorberei vir 'n potensiële skok of scenario, dan gaan jy paniek tref. Lang rye staan, mekaar slaan met toiletpapier, babatjie gaan skree, wat ook al. U kan nog self, kan u voorbeelde noem. Ek kan vir u een voorbeeld noem van 'n geleentheid waar 'n persoon my gebel het en gesê het, Gustaf, ek het vanoggend kon ek nie water kry in my woonstel en my babatjie het geskree. So die persoon het nou die formule gehad, maar nie water om dit te meng nie. Ek sê toe nog op 'n ligte noot vir die persoon, gaan haal water uit die toilet uit. Is jy mal uit die toilet? Ek sê nie uit onderkant van die toilet nie, daai boonste bak. Dis nog skoon water daai. Sê jy het nooit daaraan gedink. Dis paniek. Dis paniek. 'n Persoon wat nie 'n waarskuwing gekry het of hom gekry het maar nie ag gegee het nie, net nie daai 10 of 20 liter water, skoon water, as 'n buffer, as 'n voorraad, as 'n reserve gehad het nie. Want as hy net 10 liter water gehad het hy nie paniek geslaan nie. Het hy geloop met die poeier, want hy het dit in voorraad, gestap na die water toe, ingegooi, gemeng, en die babatjie het nie geskree nie. Daai persoon het later by 'n motorhawe, 'n garage, 'n engine as ek reg onthou, het hy toe ergens water gekry. Dis nou in sy omgewing, dit was nie 'n krisis in die hele woongebied nie, hulle het net nie daai oggend water in die krane gehad nie. Klein dingetjies, wat as jy dit voortydig van bewus is, en jouself voorberei, die Engels het 'n mooi woord, anti-fragility, om jou vir iets voor te berei, dat jy, ons het ook 'n mooi Afrikaanse uitdrukking, dat jy nie met die broek op die knie gevang word nie. So ja, is nou derde keer wat ek sê, ek vra verskoning, dat ek daar nie duidelik oorgekom het nie, ek het probeer om die opskrif in aanhalingstekens te sit, energy lockdown in aanhalingstekens, maar dit was nie genoeg as ek na die kommentare kyk nie, mense het dit so verstaan en ek vra verskoning daarvoor, maar ja, dit vat nie weg die belangrikheid van die waarskuwing, van die scenario's wat nou mag en mog kom nie. En plaas u self dan in 'n posisie, sodat u, dis nie paniek nie. Die mense wat ons beskuldig van paniek, is 'n infame leuen, dis bedrog. Paniek is, wanneer jy nie gewaarsku is nie, as jy natuurlik nie ag gee op 'n waarskuwing nie, dan sit jou saak, die woord sê, dan is jou bloed op jou eie hande. Dan is dit jou probleem. Maar as jy nie gewaarsku is, en dis my werk, my primêre taak, is om te waarsku, sodat jy jou dan kan voorberei, en sodat jy dan nie paniek slaan nie. Want dis paniek. Paniek is wanneer jy onkant en met die broek op die knie gevang word. Sterkte en seën, jy moet 'n pragtige dag hê, ons praat weer. Totsiens.